Goeiedag luisteraars, Boxer Kotse van Vredenburg aan die Weskus. Is vandag weer die 11de gedeelte van my getuienis en 'n verduideliking daarvan aan die hand van die Heilige Gees deur die woord wat baie belangrik is. En ek moes dit juis in 'n paar gedeeltes opdeel om juis dit net alles aan u te kan deurgee. Want soos Petrus sê in 2 Petrus 1 vers 2, genade en vrede voeg ek aan jou toe deur die kennis van God en Jesus Christus. En ons moet ontwikkel tot die som om hierdie dinge te leer ken. Soos hy sê, u maak deur die woord u wee aan ons bekend. U leer ons dit. Die verborgenheid van die wil aan ons bekend, Efesiërs 1. Om vir ons die verlossingsplan te verduidelik en waarmee saamgaan. So ons kan nie dink as ons nou een afdeling daarvan klaar gedoen het nie. Ons is nou gereed alles nie. Ek sê nie vandag nie, want ons praat met kinders van die Here, ons praat met mekaar. En dis nie dat dit jou die hemel uitslou nie, maar hoe sal dit dan nou wees as jy dan nou 'n ding misloop wat jy kon verkry het en die een wie jou die liefste het, wat sy lewe vir jou gegee het, Vader wat sy seun vir jou gestuur het, om hom dan te leergestel dat hy moet sê by een van die dag, dit was amper nie die moeite werd vir my om vir jou te sterf nie. Wat wil ons hoor? Ons wil hoor soos 'n boer of iemand wat 'n mooi meubelstuk maak, terugstaan na hy die werk gedoen het en sê, dis nou goed, dis mooi. En dit vertoon aan ander om te wys hoe mooi hierdie produk uitgekom het, hoe mooi staan die koring op die land. En dit is tog wat ons wil hê op die eind van die dag, waarvoor is uitverkies, voorbeskikke, verordeneer het. En dit sê, dis hoe kom ons in die wêreld, wat doen ons in die wêreld en wat gaan die uiteinde daarvan wees. En dan sê in Efesiërs 1 vers 3, 4 en 5 sê God hierdie persoonlike woorde, wat eintlik echt goed deur die eeue heen in hierdie liefdeslied via Golgotha, en hy sê, ek het jou in myself uitverkies, voor die grondlegging van die wêreld, om heilige sondige bereik vir my liefde te wees. Deurdat ek jou voorbeskik het om jou aan te neem as my kind deur Jesus Christus, na die welbehae van my wil, tot lof van my heerlikheid en my genade, waarmee ek jou begenadig in die geliefde, onze Here Jesus Christus, want ek het jou verordeneer, om gelykvormig te word, aan die beeld van my seun. Nou, kyk hierdie hoë roeping, kyk, dit klink onmoontlik, dat God ons so lief gehad het, om ons hierdie posisie te kan gee, uitverkies voor die grondlegging wêreld, om te stel heerlik, sonder vlek of rimpel. En dan gaan hy voort in Efesiërs 5 vers 27, hy sê, lewe, dis nou wat hy begin sê, en dan sê hy dit, hoe hy voortgaan daarmee. Sê hy dan, in Efesiërs 5 vers 27, leef in liefde met mekaar saam, sodat ek julle kan stel verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar heilige sonder gebrek voor liefde. En dan kyk ons in 2 Korintiërs 11 vers 2, wat hy dan van ons hierdie woorde sê, hierdie wonderlike woorde, dit is nou hoe ons begin, hoe ons ontwikkel, en wat die eindproduk gaan wees. En dan sê hy, want 2 Korintiërs 11 vers 2, want ek wil julle voorstel aan julle hemelse bruidegom, my seun Jesus, as 'n reine maagd, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, wat julle heilige sonder gebrek in liefde kan wees. En dan kan Jesus sê, ek is tevrede. Ek het hier verniet vir jou gesterf nie. Jy is mooi, my bruid. En ons kan die Hooglied gaan lees, wat Salomo daarom skrywe. Die groot ding waarop het neerkom vir my is dit, dat Jesus moenie vir iets sterf, wat ek nie deelagtig geword het nie. Want, hoe skande sal dit wees, as daar goed is wat ek moes gedoen het, hoe ek moes gegroei het, wat ek moet word nie, hoe ek die eindproduk moes gewees het nie, en ek het dit nie bereik nie. Ek het dit nie bereik nie. Nou, dis hoekom hy sê, wil jy dit werklik hê? Gaan jy dit nastreef met jou hele hart? Gaan jy 'n geloofsgehoorsaamheid optree? Gaan jy in volhoubare loyaliteit handhaaf om dit gedurig te soek, gedurig na te strewe, met al jou mag en krag te doen, onder natuurlijk alles onder leiding van die Heilige Gees, wat ons hemelse leerooste is, wat ons lei in hierdie dinge.
'n totale oorgawe. Want dis nie meer wat ek wil nie, dis nie meer wat vir my saak maak nie. Daarom sê Paulus in 1 Korintiërs 13, begin van 14, sê hy, maar ek wys julle 'n meer uitnemende weg, die weg van liefde. Nou, die Here wys ons 'n meer uitnemende weg, en hy wil ons daarop lei, maar wil ons gaan glo as dis moontlik? Want wat sê hy dan? Hy sê, my kind, jy dink miskien dis onmoontlik, maar dis nie onmoontlik nie. Want ek sê vir jou, my aandele, jou aandeel. My aandeel is, ek het 'n goeie werk in jou begin, en ek sal dit volëindig tot op die dag van Jesu. Filippense 1 vers 6. Filippense 2 vers 13, want is ek wat in jou werk om te wil, sowel as om te werk na my welbehae. Filippense 4 vers 13, want ek stel jou in staat om dit te kan verkry, deur Christus wat jou die krag in staat stel, om dit te kan doen. En dis hoekom dis nie onmoontlik nie, maar wil jy dit hê? Wil jy dit hê? En daarom kom ons dan op hierdie punt nou, waar u woord gehoor het, en as u die 3 sessies gekyk het, dan in dit geondersoek het, en met die Heilige Gees gepraat het daaroor, sê ek altyd, het jy al ooit 'n geleentheid gehad om met die Here in hierdie rigting te praat? As jy dan die woord gehoor het, wil ek nou vandag vir jou geleentheid skep, om dan dit te kan doen, om te kan reageer daarop. Nou, hoe te reageer daarop? Om vir hom 'n totale oorgawe te bring in geloofsgehoorsaamheid, sodat jy ook dit deelagtig gaan word, in die wete, dat jy gaan miskien niks voel nie, jy gaan niks ervaar nie, maar hy toets jou geloof, en moet jy bly in geloof, bly staan soos Abraham van oudse Genesis 15, om juis hierdie belofte deelagtig te word. En dan lewe jy in Kanaan, halleluja, die dinge het nie verbygegaan nie, maar jy is verander. Jy is nou 'n hemelse burger, jy het nou die goddelike natuur ontvang, jy is in die proses van ontwikkeling, om juis die eindproduk te word. 'n reine maagd, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar heilige, sonder gebrek en liefde. As jy dan vandag van hierdie geleentheid wil gebruik maak, wil ek vir u vra om agter my aan te bid. En daarna miskien op die eie te gaan bid, intiem met die Here te praat oor hierdie aangeleentheid. Maar ek sal dan vir u voortgaan met die gebed. En kom ons dan vanmôre vandag voor die Vader, en ten aanhore van dit wat die bepaalde beplanne deur Jesus Christus in Kanaan wat ons moet ingaan, kom ons dan vandag om 'n volkomme oorgawe te maak, soos Abraham van ouds. Ons wil vandag voor u kom lê, ons eie ek, ons wil, ons finansies, ons geliefdes en ideale, enige ding wat ons kan teehou, dat u nie die werk moet ons kan doen wat u wil nie, wil ons op die altaar kom lê. En ons wil die vlam van die profetiese woord aanblaas, en ons wil vir u vra, dat u ons harte sal besny, met die besnydings van Christus, om hierdie sondige natuur uit te sny en die goddelike natuur te gee. Ons bid ook dat u ons dan sal versterk met krag deur die Gees in ons innerlike mens, om te kan aanhou in geloof, en te kan vashou, totdat u met ons 'n verbond maak, en ons harte reinig, en vervul met die Heilige Gees, soos hy gedoen het met die disippels in die boefretrek. Baie dankie Vader, ons weet u is 'n waarmaker van die woord. U kan nie lieg nie, want u het gesweer by jouself. As ons doen soos Jesus gesê het, van nou af sal julle in die naam van Jesus bid en vra, en hy sal julle alles gee wat julle gevra het, soos hy dan sê in Filippense 4 vers 19, ek, julle God, sal elke behoefte van julle vervul, na my rykdom en heerlikheid in Christus Jesus, ver voor alles wie jy bid, dink of wens. Halleluja. Luisteraars, as jy dit gedoen het, nou lê die tyd voor, gaan praat met die Here oor, hou vas daaraan, en wees dan verseker, dat op een of ander stadium gaan dit deurkom. Weliswaar verwag ons die magtigste herlewing, die afsluiting van die 2000 jaar van genade,
by die uitstorting van die Heilige Gees in die laaste dae, wat die Gees sal uitgiet op alle vlees, verwag ons hierdie dinge om te kom, onder andere dan, maar terwyl ons nog nie daar is, maak ons onsself klaar, want ons staan gereed, en ons kyk na die wolke, want ons het die wederkoms van Jesus lief. Ja, ons roep ons uit soos Johannes van ouds in Openbaring, en die Gees en die bruid roep, kom Here Jesus. Amen. Baie geluk as jy die gebed gebid het, baie geluk as jy dit gaan doen, jy sal nooit spyt wees daaroor nie, die Here seën u, tot die volgende keer. Amen.